Kan jy dit hoor, soos die branders breek van Victoria Bay tot in Gouritsmond? Kan jy dit sien soos die son opkom en skyn oor die ou Tenikwa berge? Beleef jy dit? Die tuinroete, 'n plek waar God regeer. Mense wat 'n verskil maak met geloof, liefde en hoop. 'n Streek wat God ken, mense liefhet en hulle wêreld vernuwe. Habakuk 2 vers 14 sê, die aarde sal gevul word met die kennis van die heerlikheid van die Here, soos die waters die seebodem bedek. Welkom by Doxadeo Tuinroete. Goeiedag vriende, as ons nog ontmoet het nie, ek is Gerard. Het is vir my 'n groot voorreg om vir jou baie welkom te sê by Doxadeo Tuinroete se aanlyn boodskap en wat 'n spesiale geleentheid. 'n Naweek wat ons ekstra tyd eenkant sit om die dood en die opstanding van ons Here Jesus te vier. So ek wil jou uitnooi om rustig te wees, om regtig net jou hart, jou gemoed oop te maak en selfs al is hierdie 'n geleentheid waar ons saam gesels en dink uit die Bybel uit, kom ons doen wat gepas is. Ons doen dit in aanbidding. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, wat 'n voorreg, wat 'n geleentheid om net tyd eenkant te sit, om U te kom aanbid vir die offer en die opstanding van Jesus. En dankie vir U Gees wat in ons woon, en dankie vir die Bybel wat ons help om al hoe meer insig te kry. Insig in dit wat U vir ons kom doen het, wat U in ons doen en wat U ook deur ons wil doen. Ons kom wy hierdie oomblik aan U toe en ons bid dat die naam van Jesus deur dit opgelig sal word, ook in ons lewens. Amen. So ons tema hierdie Paasseisoen is lewe. God is 'n God van lewe. Hy lewe nie net nie, hy is lewegewend. Hy is die skepper van lewe. En vriende, dit lyk vir my of Jesus so iets in gedagte gehad het, as hy self praat oor die betekenis van sy dood aan die kruis. Daar's baie min gedokumenteer. Jesus het baie keer gepraat oor die feit dat hy doodgemaak gaan word en dat hy uit die dood uit gaan opstaan. Dit het hy baie keer gesê. Maar ons min gedokumenteer waar Jesus self praat oor die betekenis van sy dood. Op 'n stadium sê hy gee sy lewe as 'n losprys vir baie. Enkele sulke gevalle, en dit maak Johannes 12 so spesiaal. Want in hierdie een hoofstuk is daar 'n klomp dinge wat Jesus sê oor wat sy dood beteken. En ek wil graag saam met jou vandag na hierdie gedeeltes kyk. Jy kan gerus die hele hoofstuk 12 gaan lees, maar ons gaan net 'n paar verse saam lees. Die konteks is, dit is die Paskafees, een van die Jode se 3 groot feeste, en tydens hierdie feeste het daar baie mense van reg oor die wêreld na Jerusalem toe gekom. En dit is waar Jesus dan nou praat, ook oor die betekenis van sy dood. Ons lees Johannes 12 van vers 20 af. Daar was 'n aantal Grieke onder die mense wat gekom het om op die fees te aanbid. Hulle het toe na Filippus gegaan wat van Betsaida in Galilea was en hom gevra, "Meneer, ons wil Jesus sien." Filippus het toe vir Andreas gaan vertel en toe gaan sê Andreas en Filippus dit weer vir Jesus. Maar Jesus antwoord hulle, "Die uur het gekom dat die Seun van die mens verheerlik moet word. Amen, amen, ek sê vir julle, as 'n koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit net een enkele korrel. Maar as dit sterf, dra dit baie vrug. Nou is my siel ontsteld. Wat sal ek sê? Vader, red my uit hierdie uur, maar ek het tog juis met die oog op hierdie uur gekom. Vader, verheerlik U naam." Daar het toe 'n stem uit die hemel gekom. "Ek het dit verheerlik en ek sal dit weer verheerlik."
En dan lees ons verder in vers 31 waar Jesus sê, ook oor sy kruisiging. Nou het die oordeel oor hierdie wêreld aangebreek. Nou sal die heerser van hierdie wêreld uitgedryf word. En as ek van die aarde af verhoog word, sal ek almal na my toe trek. Dit het hy gesê om aan te dui watter dood hy sou sterf. Die betekenis van Jesus se dood in Jesus se eie woorde. Wat 'n voorreg dat ons hieroor kan gesels, maar kom ons gee net eers 'n tree terug. Hoekom het hierdie een kruisiging, die kruisiging van Jesus, betekenis gehad? Daar's duisende mense in daai tydperk van geskiedenis voor en na Jesus gekruisig. Hoekom was hierdie een kruis anders? Kom ons vra nog meer. Hoe kon hierdie een kruis, die kruis van Jesus, 'n simbool van lewe geword het, terwyl dit eintlik 'n simbool van dood was? Ek bedoel, die kruis in daai wêreld was iets soos die galg of die valbuil of die elektriese stoel in ons wêreld. Dit was net baie erger. Dis asof jy al drie daai teregstelling metodes in een sou sit en dit op steroids sit. Hoekom sal in plekke van aanbidding die kruis as 'n simbool van lewe gebruik word? As net een verklaarbare rede hiervoor. En dit is Jesus, dieselfde Jesus wat doodgemaak is, het uit die dood uit opgestaan. En dis omdat Jesus uit die dood uit opgestaan het, wat die gelowiges besef het. Daar was iets anders aan hierdie een kruisiging. Die kruisiging van Jesus. En dis hoekom hulle gedokumenteer het. Ekskuus tog. Dit wat Jesus gesê het oor die betekenis van sy kruis. Die betekenis van sy kruis is gebou op die fondasie van die opstanding van Jesus uit die dood. En daai twee temas loop saam. As Jesus sê, sy dood, as Jesus praat oor die betekenis van sy dood, hy begin deur te sê, die uur het gekom dat die seun van die mens verheerlik moet word. Nou dit moet jy natuurlik hoor in die konteks van die hele storie wat Johannes vertel. Hier in hoofstuk 2 vertel hy waar Jesus water in wyn verander, en by daai geleentheid het Jesus gesê, my uur het nog nie gekom nie. So dit wat begin het by die teken van Jesus wat water in wyn verander, bereik nou sy hoogtepunt. Hier sê Jesus, my uur, die uur het gekom wat die seun van die mens verheerlik moet word. En onmiddellik daarna begin hy praat oor sy dood. En wat sê hy oor sy dood? Wat is die tipe dood wat hy sterf? Wat behels dit? Wat beteken dit? Hy sê dit is soos 'n koringkorrel wat in die grond val en sterf. Met ander woorde, die koringkorrel gee sy eie vorm prys, sodat nuwe lewe, nuwe vrug gebore kan word. Die tema van Jesus se dood vir Jesus is die geboorte van nuwe lewe. Is dit nie baie keer hoe die lewe werk wat God geskep het nie? Dink nou maar aan die natuur, né? Soos Jesus nou hier die voorbeeld gebruik van 'n saadjie onder die oppervlak. Jy sien nie die lewe nie totdat hy sy kop uitsteek, maar die lewe is lankal daar, né? Lankal het dit begin uitspruit en wortels maak en voeding getrek. So iets, sê Jesus, gebeur aan die kruis. Selfs met 'n mensegeboorte, daar's lankal lewe aan die werk voordat die baba gebore word. Jesus sê die geboorteplek van die nuwe lewe wat hy bring is die kruis. Soos 'n koringkorrel wat in die grond val. Baie treffend. En dis nogal 'n ingewikkelde hoofstuk, 1 Korintiërs 15, as Paulus praat oor die dood en die opstanding van Jesus en die evangelie. Dan sê hy dat hy vergelyk Jesus met Adam, maar hy sê Jesus is die laaste Adam. Met ander woorde,
met Jesus is daar iets, hy is iets soos 'n nuwe oorsprong, of 'n oorsprong van 'n nuwe menslike ras, as ou het so wil sê. Daar was 'n aanvanklike Adam, en uit dit uit die mens ontstaan, maar nou is Jesus die laaste Adam. En hoor hoe beskryf hy Jesus dan? Die laaste Adam het egter 'n lewendmakende gees geword. Lewemakend. Jesus se dood en se opstanding uit die dood beteken nie net dat Jesus lewe nie. Dit is, Jesus maak nou nuwe lewe. Hy skep nuwe lewe. Dis presies dit wat Jesus sê in die beeldspraak wat hy gebruik van die koringkorrel. Sy dood is 'n geleentheid waaruit nuwe lewe gaan voortspruit. En vriende, voor ons verder praat oor hierdie nuwe lewe, kom ons hoor net wat Johannes oor en oor sê. Dis een van die boeke in die Bybel waar die woordjie lewe die meeste voorkom. Lewe, 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 lewe. En hy sê, hy skryf al die dinge wat Jesus gesê en gedoen het, sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat julle deur te glo die lewe in sy naam kan hê. Op 'n klomp plekke noem hy hierdie nuwe lewe wat Jesus skep, noem hy ewige lewe. En hoor jy, as jy in Jesus glo, beteken dit hierdie nuwe lewe wat Jesus geskep het deur sy lewe te gee, het in jou begin werk. Deur geloof lewe die lewe van Jesus nou in jou. Kom ons dink 'n bietjie oor hierdie beeld. Hierdie is baie treffend. Dink gou daaraan. Hierdie koringkorreltjie wat nou nuwe lewe voortbring. Daai nuwe lewe wat die koringkorreltjie voortbring, is die tipe lewe wat in die koringkorreltjie self was. Jesus sê, deur sy lewe bring hy nou 'n nuwe tipe lewe voort, die lewe wat in hom is. Jesus is nou die lewemakende een. Hy skep nuwe lewe. En hoe het hy dit gedoen? Deur sy lewe te gee. Dieselfde beeld kom voor 2 hoofstukke verder. Ek bedoel dieselfde waarheid, maar 'n ander beeld. Jesus sê, hy soos die stam van 'n wingerd. Die lote groei uit hom uit en dra vrug, maar dis die lewe van die stam wat in die lote invloei, sodat hulle vrug kan dra. Vriende, kan jy vir 'n oomblik dink aan die kruis van Jesus as die geboorteplek van nuwe lewe, die tipe lewe wat in Jesus self geleef het. En natuurlik weet ons, dis die lewe van die Heilige Gees. Dis mos hoe die engel van sy geboorte afgesê het. Dit wat in Maria geskep word, is deur die Heilige Gees. Daai nuwe tipe lewe leef nou in elke een wat in Jesus glo. En dit is wat Jesus bereik het deur sy kruis. Ons het verlede week hieroor gesels, en as jy miskien daardie boodskap gemis het, kyk gerus by jou kampus, se aanlyn boodskappe, het ons gesels oor die nuwe skepping wat begin het. Aan die kruis het dit miskien nie so gelyk nie. Met die opstanding is dit bevestig, maar die nuwe lewe wat met die opstanding deur die oppervlak gebreek het, het begin daar aan die kruis, toe Jesus sy lewe gegee het. En jy wat glo, het nou deel aan hierdie nuwe tipe lewe wat Jesus geskep het. In hierdie gesprek lig Jesus baie dinge uit oor hierdie lewe wat hy skep
deur sy lewe te gee. Wat God skep deur Jesus wat sy lewe gee. En ek wil 3 elemente van hierdie nuwe tipe lewe uitlig. Wanneer Jesus sê dat sy uur nog nie gekom het nie, in Johannes 2 waar die water in wyn verander, sê Johannes iets oor daai teken. Hy sê, dit was die begin van sy tekens, die woordjie wat gebruik word vir Genesis, dit was die begin. So dit wat hier begin het, waar Jesus die water in wyn verander, bereik nou die hoogtepunt as Jesus sê, my uur het gekom, en hy begin praat oor sy dood. Maar hoe Johannes dit beskryf is, Jesus het sy heerlikheid geopenbaar. Die seun van die mens, die uur het gekom dat die seun van die mens verheerlik word. Die heerlikheid van Jesus. Wat beteken dit? Een van die elemente wat baie duidelik is deur al 4 evangelies, is die heerlikheid van Jesus, is sy heerskappy. As Jesus in Johannes 12 in Jerusalem inkom, kom hy in op 'n donkie. En dan haal Johannes Sagaria aan, die profeet wat gesê het, moenie vrees nie, dogter van Sion, kyk jou koning kom. Hy sit op 'n donkieval. So die heerlikheid van Jesus is ook sy koningskap. Maar nou, hoe sê Jesus dan nou? Sy koningskap gaan geopenbaar word, die hoogtepunt van dit is aan die kruis, deur sy dood. Verder in hierdie gesprek, ons het dit nou nog gelees, verduidelik Jesus dit. Nou, hierdie uur waarna hy gaan sterf, nou het die oordeel oor hierdie wêreld aangebreek. Nou sal die heerser van hierdie wêreld uitgedryf word. En as ek van die aarde af verhoog word, sal ek almal na my toe trek. Dit het hy gesê om aan te dui watter dood hy sou sterf. Wat het Jesus geglo? Ek wil nie sê gedink nie, want dan klink dit net asof dit iets is wat hy uitgedink het. Dit is nie. Dit is hoe die hele skrif in die Ou Testament dit beloof het en wat Jesus geglo het vanuit wat God gesê het deur die profete is. Wanneer hy sy lewe gee, gaan hy as die gesalfde koning, die Christus, die beslissende oorwinning behaal. Die wêreld en die empires van hierdie wêreld gaan gejudge word, gaan geoordeel word, en die owerste, daai duister magte wat agter hierdie empire sit, wat deur dood heers. Dit was wat die kruis was vir die Romeinse ryk, 'n simbool van dood, 'n simbool van uiterse marteling en doodstraf. En Jesus sê, wanneer hy opgelig word aan hierdie kruis, gaan hy die owerste van hierdie wêreld uitdryf. So met ander woorde, dit gaan sy verheerliking wees. Dit gaan die oorwinning van God se koning oor die magte van hierdie wêreld wees. So aan die een kant het Jesus se heerlikheid te doen met sy heerskappy. Dit is hoe die koning finaal gaan oorwin aan die kruis. En dan gaan daar 'n nuwe tydperk begin. Die tydperk van God se koninkryk, soos in die hemel, so op die aarde. Maar daar's iets meer as dit selfs, as ons dink aan Jesus wat verheerlik word. Hy sê, wanneer hy praat oor sy uur wat gekom het, sê hy, ek is ontsteld, sal ek nou vir die Vader vra dat hy my uit hierdie uur uit moet wegneem, maar ek het juist gekom vir hierdie uur, en dan bid Jesus, Vader, verheerlik U naam, en hoor wat sê die stem van die Vader. Ek het dit verheerlik, en ek sal dit weer verheerlik. Vriende, en hier is die groot misterie. Aan die een kant is dit 'n misterie, hoe kan Jesus deur sy lewe te gee 'n oorwinning behaal, maar dis wat gebeur. En dan nog 'n groter misterie. Dis wanneer Jesus so verheerlik word, wat God self, wat die Skepper, wat die naam van die Skepper verheerlik word. Jesus sê dit net daarna. Hy sê, wie my sien, sien hom wat my gestuur het. 2 hoofstukke later sê hy dit weer.
as julle my leer ken het, sal julle ook my Vader ken, en van nou af ken julle hom, en het hom reeds gesien. Wanneer ons na die kruis van Jesus kyk, sê Jesus, dis sy oorwinning oor die magte wat hierdie wêreld gevange gehou het, sodat sy koningskap, God se koninkryk na hierdie wêreld toe kan kom. Maar in dieselfde oomblik, wanneer ons kyk na die Christus wat sy lewe gee, sien ons die heerlikheid van die Skepper God. Ons sien wie God is. Ons sien die som totaal van wie God is. Vriende, alle opinies wat ek en jy mag hê oor wie God is, moet nuwe definisie kry aan die voet van die kruis. Ons het baie woorde uitgedink, groot woorde, omdat ons weet God is groot en ons sê hy's almagtig, hy's alwetend, hy's alomteenwoordig, hy's in beheer, hy is soewerein en dis mooi woorde en dis beskrywende woorde, maar al daai woorde se definisie kan ons nie by 'n ander plek kry as die woord van God nie. Soos Johannes begin, in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God, en toe die woord gekruisig word, toe sien ons wie God is. En dis die eerste aspek van hierdie nuwe lewe, waarin ek en jy nou opgewek is, waarin ons deel gekry het, deurdat Jesus sy lewe gegee het. Ons kan God nou waarlik ken. Ons kan God in waarheid ken. God se heerlikheid is nie meer 'n raaisel nie, dinge waaroor ons onseker hoef te wees nie. Die heerlikheid van wie God is, sien ons in die gesig van Jesus. En daai gesig die duidelikste met 'n doringkroon aan die kruis. As ons so wil sê, kan ons dit sê. God is liefde. Dis sy heerlikheid. Dis sy almag. Dis sy alwetendheid. Dis sy soewereiniteit. Dis sy alomteenwoordigheid. Die liefde van Christus. En jy sien iets van dit in hoe die storie in Johannes ontvou. Die hele storie praat Jesus van die Vader of my Vader, die Vader of my Vader. Niemand het hom gesien nie, niemand het hom gesien nie. En dan wanneer Jesus gesterf het en uit die dood het opgestaan het, dan sê hy, ek vaar op na my Vader en julle Vader. Die dood van Jesus het Jesus dit moontlik gemaak, dat ek en jy in 'n nuwe verhouding met God as ons Vader kan staan. Dieselfde verhouding wat ons in Jesus se lewe hier op aarde gesien het. Dieselfde verhouding. Ek vaar op na my Vader en julle Vader. En vriende, dit is nie om die Vader te ken soos om die regte antwoord te ken. Jy weet, soos in sonnaarskool of so nie. Is Jesus God? Ja. Dit is nie so iets nie. Om die Vader te ken is om oor en oor Jesus te aanskou en al hoe meer die rykdom van die liefde van God te ken. Om die Vader te ken is eintlik die Vader wat ons oor en oor verras. As jy na Jesus kyk, sien jy hom. Jesus is die weg, maar hy is nie net die weg na die Vader toe nie. Hy is eintlik ook die weg van die Vader na my en jou toe. Dis hoe God na ons toe kom en sê, jy kan my nou ken. Ek onthou eendag hoe dit my ook net weer so onkant betrap het,
Want dis wat gebeur, oor en oor verras die Here jou met sy openbaring van sy liefde in Christus. Ons sit by 'n munisipale vergadering en ons munisipaliteit met die burgemeester en 'n klomp van die raadslede wat gelowiges is, ons open en dis 'n klomp geloofgebaseerde organisasies wat saamkom, leiers, en 'n bruin dametjie open die vergadering en sy lees uit Handelinge 20 uit en ek ken die gedeelte, maar vir die eerste keer hoor ek die woorde waar Paulus vir die leiers van die gemeente sê dat die gemeente van God is wat hy deur sy eie bloed verwerf het. En ek besef net weer, die bloed van Jesus is die prys wat God betaal het. God self, sy eie bloed, waarmee hy mense vir homself gekoop het. So wat is die eerste aspek van hierdie nuwe lewe wat gebore is aan die kruis en wat deurgebreek het met die opstanding? Is 'n lewe waar ons God in waarheid kan ken, ons kan sy heerlikheid ken. Maar vriende, die oomblik wat jou beeld van God verander jou mens wees. Want die mens is geskape na die beeld van God. En dis die tweede tema wat Jesus hierso sê. Hy glo dat met sy dood gaan daar geboorte gegee word aan nuwe koringkorrels, nuwe mense. Mens wees op 'n nuwe manier. Oor en oor kry ons hierdie oortuiging, dwars deur die hele Bybel, dat Jesus die eersgeborene is van 'n nuwe mensfamilie, soos ons nou gehoor het, hy is die laaste Adam. Die bloed van Jesus is die plek wat ek en jy nuwe mens wees ontdek. Hebreërs stel dit so, hoeveel te meer sal die bloed van Christus wat homself deur die ewige Gees as vlekkelose offer aan God geoffer het, ons gewete reinig van dooie werke sodat ons die lewende God kan dien. Die bloed van Jesus was nie net my persepsies skoon oor wie God is nie. Die bloed van Jesus was die diepste van my menswees skoon, sodat die Heilige Gees, wat nou die nuwe lewe van Christus is, wat in my lewe, sodat die Heilige Gees in my kan woon en nuwe menswees oortuigings in my gewete kan vorm. 'n nuwe manier van menswees is gebore aan die kruis van Jesus. En dis mos wat die offer van Jesus baie keer, of hoe die offer van Jesus beskryf word in terme van sy bloed. Ons het al hieroor gesels. Dit was die verskil tussen die tempel wat God ingestel het en die tempel van afgode. Daar is die diere geoffer in die teenwoordigheid van die God, doodgemaak. By God se tempel, dood kon nie in God se teenwoordigheid inkom nie. Net die bloed, die diere is buite gesag, die bloed. Hoekom? Want soos Levitikus sê, of die Here sê in Levitikus, die lewe van die liggaam is in die bloed. En nou Jesus se bloed. Jesus se bloed wat ons skoon genoeg maak, sodat ons in God se teenwoordigheid kan ingaan en sodat hy deur sy Gees in ons kan woon. Hoekom? Sodat ons kan groei in hierdie Jesus manier van mens wees in. Die heerlikheid van God is ook nou die nuwe manier, die nuwe mensfamilie van Jesus self. En dis hoekom die Bybel sê, hy is die eerstgeborene onder baie broers. Om hierdie rede is Jesus nie skaam om hulle sy broers te noem nie. Broers sluit natuurlik susters in, dis hoe die hele familie in daai tyd aangespreek is, deur die man aan te spreek. Ons is 'n nuwe mensfamilie deur wat Jesus kom doen het, en hy skaam hom nie vir ons nie. Vriende, kom ons praat net nog so bietjie hieroor, hoe Paulus oor en oor hierdie waarheid skryf, is dat ons is nou
in Christus. In Christus. Nuwe mense. Hierdie status as God se kinders, sy familie, die draers van sy heerlikheid, is nie 'n status wat mense bereik deur hulle pogings nie. Dis die waarheid nou van wat Jesus kom doen het vir ons deur sy dood aan die kruis. Dis die koringkorrel wat geval en gesterf het en nou nuwe vrug voortbring. En as jy in Jesus glo, het jy nou deel aan hierdie lewe, 'n lewe waar jy die Vader in waarheid kan ken en 'n lewe waar jy mens wees kan leef in waarheid, nuut 'n Jesus manier van mens wees. En dis nie iets wat ek en jy bereik nie. Ons is nou deur wat God in Jesus kom doen het, is ons nou in Christus. Paulus sê dit sodat 1 Korintiërs 1 vers 29, sodat geen mens iets het waarop hy voor God kan beroem nie. Waarop hy hom voor God kan beroem nie. Deur hom, dis deur God, is julle in Christus Jesus. 'n Nuwe manier van mens wees is nou deel van ons lewens, maar dis nie iets wat ons bereik het nie. Dis omdat dit wat Jesus gedoen het, 'n geboorteplek was. Sy kruis was die oorsprong van 'n nuwe ek en jy. 'n Nuwe manier van mens wees. En wat is die definisie van hierdie mens wees? Die heerlikheid van God. En wat is die definisie van die heerlikheid van God? Die seun van die mens wat verheerlik word toe hy sy lewe gee. God is liefde. Sy heerlikheid is sy liefde. Nuwe mens wees is om lief te hê soos Jesus liefhet. En dis die lewe waarin ek en jy nou deel. En hierdie lewe gaan ons stretch, verseker. Dit gaan ons stretch soos 'n rekkie span. Dit gaan jou rek in jou geloof en in jou gewoontes en jou manier wat jy dink oor jouself en oor ander en oor God self om lief te hê soos Jesus. Maar dis nie my en jou pogings wat ons in hierdie lewe ingebring het nie. Ons is die vrug van Jesus se poging, van sy werk. Hy wat sy lewe gegee het en nou is ons in hom nuwe mense. En dan die derde ding wat ek net kortliks wil uitlig. Hierdie hele gesprek word getrigger deur die Grieke wat sê ons wil Jesus sien. Vir die Jode was daar net twee groepe mense in die wêreld, die Jode en die res. En die res kan saamgevat word met die Grieke, want in die wêreld van daai tyd het die meeste mense Grieks gepraat. So die wêreld is ter sprake wanneer Jesus praat oor die betekenis van sy dood. Dis baie snaaks. Ek wil nou snaaks soos in ironies treffend. Klomp keer in Johannes skryf Johannes dinge wat mense sê, maar hulle besef nie wat hulle sê nie. Hulle besef nie hoe waar dit is wat hulle sê nie. Byvoorbeeld die hoofpriester sê, liewers laat een sterf vir die hele volk as wat die hele volk omkom. En dan praat hy van Jesus en hoe reg was hy nie, né? Net so skryf hy, wanneer Jesus nou met die donkie inkom in Jerusalem, sê die fariseërs, sien julle dat julle niks bereik nie, praat hulle nou onder mekaar. Kyk, die hele wêreld loop agter hom aan. Hoe reg, né? Gaan nie net Jode wees. Die Grieke gaan Jesus sien. Tot hier aan die suidpunt van Afrika is daar mense wat Jesus sien, vir wie hy is, wat glo in hom en wat deel het aan hierdie nuwe lewe. Oor en oor, ek dink Johannes, by verre die meeste, 78 keer wat Johannes die woordjie wêreld gebruik. Oor en oor is dit Jesus se oortuiging, dat dit wat hy kom doen, ook aan die kruis, gaan hy doen vir die hele wêreld. Hoe sê hy, en as ek opgelig word, sal ek almal na my toe trek. Maar nou is ek en jy deel van daai
lewe. God wil iets in die wêreld doen. Hy wil die wêreld vul met sy heerlikheid, die kennis van sy heerlikheid. Nou het ek en jy deel aan 'n nuwe lewe. Ons kan die Vader se heerlikheid ken in Jesus. Ons kan nuwe mens wees ken, maar die doel stop nie by ons nie. Jesus se doel is die wêreld. Hy bid dit vir ons. Hy sê net soos U my in die wêreld ingestuur het, so het ek ook hulle in die wêreld ingestuur. Vriende, hierdie nuwe lewe wat ek en jy aandeel het, wat Jesus gesaai het in sy kruis. Hierdie nuwe lewe is nie net vir ons nie. Dis nie net in ons nie, maar dis ook deur ons vir die wêreld. God wil die wêreld flood. Hy wil die wêreld flood met sy goedheid, sy heerlikheid, sy liefde wat ons leer ken in Christus. Hy wil die wêreld oorvloei. Dit gaan 'n positiewe vloed wees, nie 'n vernietigende vloed nie, 'n lewendmakende vloed. Die vloed wat vloei uit die kruis uit. Die fontein van lewe wat oopgegaan het toe Jesus sy lewe gegee het. Maar daai fontein is nou in my en in jou. Die Gees, soos Jesus gesê, strome van lewende water sal uit julle uitvloei wat in my glo. So die nuwe lewe is 'n lewe van die ken van die Vader, dis 'n ken van nuwe mens wees, maar is ook 'n nuwe lewe van doel en betekenis. Jesus is die Here. Hy bring God se koninkryk, se lewendmakende koninkryk na hierdie wêreld toe. En ek en jy is nou deel van daai stamboom. So vandag wat ons vier dat Jesus sy lewe gegee het, kan ek jou vra, het jy al toegelaat dat die kruis van Jesus jou trek? Dat die bloed van Jesus jou was van alle verkeerde persepsies oor God. Jou so skoon was, dat jy jou Vader in die gesig van Jesus sien. En dat jy hom kan leer ken. Dat jy al ontvang en omarm die nuwe manier van mens wees wat nou in jou gebore is. Dat jy jouself al vereenselwig, dis mos wat die doop sê. Ons het ons ou mens begrawe en ons het saam met Jesus opgestaan in 'n nuwe manier van mens wees. Het jy jouself al vereenselwig en sê dis wie ek is. Ek is nie meer 'n sondaar en arm nie. Ek is 'n nuwe mens in Christus. Mens wees wat uitgeken word aan die liefde van Jesus. En het jy al die doel waarmee God jou getrek het deur die kruis van Jesus, sodat hy die wêreld kan vul met sy heerlikheid. Het jy al daai doel, die doel van jou lewe gemaak? Miskien ken jy die verhaal, ek het dit al baie vertel, maar dit bly vir my een van die treffendste verhale. Dit is vertel deur 'n vader in een van die ek moet nou sê tradisionele denominasionele kerke. Dit was 'n Anglikaanse kerk. Hy vertel hoe daar 3 seuns was en hulle het gedink hulle gaan 'n bietjie die spot dryf met die priester by die plaaslike gemeente daarso. En hulle gaan toe in met die confession, daai belydenis van jou sonde, en hulle maak sommer 'n klomp sondes op. Toe die eerste ene inkom, nou bely hy sy sondes kamstig en hy hardloop uit en hulle lag daar buite, en die tweede ene en hulle 'n klomp opgemaakte sondes, hy hardloop uit en hulle lag daar buite, en die derde ene kom in, en toe kom die priester of vader wat nou luister na die belydenisse, kom toe nou agter, hier's 'n speletjie aan die gang. En hy sê toe vir die seun, dis reg, daar's vergifnis vir jou, al wat jy moet doen
is jy moet nou in hierdie gangetjie hier by die kerk opstap en na aan die bokant van hierdie gangetjie is daar 'n kruis, 'n simbool van 'n kruis. En dan moet jy net 3 keer sê, "You did all this for me and I don't give a damn." En die seun vol bravade met sy maats wat kyk, sê dit die eerste keer en hy stap nader, sê dit die tweede keer en hy stap nader, maar hy kon dit nie 'n derde keer sê nie. En hy val op sy knieë neer. En die vader wat die storie vertel, sê hy kan daai storie vertel want hy was daai derde seun. Jesus het beloof dat as hy opgelig word, sal hy die wêreld na hom toe trek. Almal, nie almal sê ja nie. Nie almal sê ja nie, dis hartseer. Maar hy trek almal. Hy trek almal. En miskien is vandag die oomblik wat jy besef wie hierdie God is wat jou trek. Jy weet lankal hy trek jou, maar nou besef jy wie jy is. Nou wil jy ook sê, hier is ek. Dan wil ek jou uitnooi. Maak dit dan vandag die besluit van jou lewe. Sê vir hom ja. Sê vir hom, jy het my gewen. Jy het my hart gewen. Ek wil hierdie nuwe mens wees lewe leef. En ek wil deelneem aan jou doel vir die hele wêreld. So ek wil so 'n oomblik vat. En net saam met jou bid as dit jou gebed is. En as jy al klaar ja gesê het, onthou, dis nie 'n ja wat een keer gesê word nie. Dis 'n elke dag ja wat ek God leer ken in die gesig van Jesus. Wil jy nie ook net opnuut ja sê? Sê Here, nog meer wil ek u heerlikheid ken, sodat ek hierdie nuwe mens wees kan lewe vir die doel wat u het met die wêreld. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir Jesus. Dankie dat u, Here Jesus, u lewe gesaai het, sodat ons nuwe lewe kan hê. En Here, vandag is daar mense wat vir die eerste keer besef wie hierdie God is wat hulle trek met sy heerlikheid. Vandag is daar mense wat ja sê. Dankie Heilige Gees dat daai ja is nie iets wat uit hulle self uitkom nie. Dis die ja wat u klaar in hulle gesit het. En dit beteken nuwe lewe het klaar in hulle begin. En dankie Here dat u nie in 'n werk begin en dit nie klaar maak nie. Dankie dat u hierdie nuwe lewe wat nou in hulle begin gaan koester, gaan groei. Here Jesus, u het ons getrek en ons sê dit opnuut ja. Hier is ons lewens om u heerlikheid te ken en om hierdie nuwe lewe te lewe, 'n lewe gevul met die heerlike liefde van God in Christus. En dankie Heilige Gees dat ons u kan ontvang het, dat die bloed van Jesus ons skoon genoeg maak, dat die lewe van Jesus, die Heilige Gees, in ons kan lewe. Dankie dat u ons bemagtig vir hierdie nuwe lewe. Ons bid dit alles, Here Jesus, terwyl ons u prys, dat u u lewe gegee het. Alle lof, alle eer, alle aanbidding, kom u toe. In die naam van Jesus. Amen. Ek wil jou uitnooi as jy vandag 'n besluit geneem het om ja te sê vir die Here, dat jy dit sal deel in jou kampus, dat jy met iemand sal gesels en sal uitreik sodat jy in 'n proses van groei saam met ander gelowiges ook al hoe meer van hierdie nuwe lewe kan ontdek. Vriende, die Here seën jou, seën vir hierdie Paasseisoen en kom ons vier die nuwe lewe wat ons in Christus ontvang het.